Welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig. Is ons eerste oorsig van die jaar. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Prof Theo Venter. Prof, daar is so baie goed wat gebeur het. Ek wil dalk begin by Kersdag. Internasionaal Amerika wat vir ons baie nuus op Kersdag gebring het natuurlik. Ja, ons was nog besig om af te sluit toe die Amerikaners Nigerië inval agter ISIS aan. Dis nou wel in die noordelike gedeelte van Nigerië, maar dit het natuurlik baie mense onkant gevang en hulle het dit opgevolg op die 3de Januarie 2026 met 'n operasie. Kom ons moet nou maar 'n operasie in Venezuela. Want wat die Amerikaners gedoen het, hang eintlik af van waar jy staan, hoe jy dit sien. As jy nou vyandig is teenoor die Amerikaners, dan noem jy dit 'n ontvoering. Ja. As jy nou baie gunstig georiënteer is, dan noem jy dit, kom ons moet nou maar 'n wegraping. Dat hulle Maduro wat hulle beskou as 'n voortvlugtige, want daar's klagtes teen hom in Amerika, het hulle eenvoudig gaan uithaal uit die presidensiële paleis, hy en sy vrou, weggevoer Amerika toe op 'n baie slim manier. Hulle op 'n vliegtuigskip gesit en van die vliegtuigskip af het hulle gaan land in New York, die deelstaat New York. Nou Amerikaanse wette sê as jy iemand wil verhoor wat van buite af kom, dan moet jy hom verhoor waar hy die eerste keer geland het. So vliegtuigskip is nou nie Amerikaanse grondgebied nie, so dit tel nie. New York is grondgebied, so hy is nou daar in 'n tronk en hy moet verhoor word. En die storie het ek dink 2026 op sy kop gedraai. Want ons het baie verwagtinge gehad oor wat moet gebeur en ek gaan nou weer aan daarmee, maar die onverwagsheid van wat die Amerikaners gedoen het, dink ek het ons in baie opsigte anders laat dink hoe hierdie jaar gaan verloop, want ons weet nou reeds dat in 2026 is Amerika 250 jaar oud. Op die 4de Julie gaan hulle dit vier. Dit gaan 'n groot partytjie wees. Ek kan jou nou al die versekering gee. Met Donald Trump as president gaan dit groot wees. En nou moet jy onthou, in hy selfe 2 maande, Junie en Julie, is dit die sokker wêreldbeker. Amerika deel dit met Mexico en met Kanada, maar ek dink Mexico en Kanada gaan maar die B-spanne kry en miskien die mindere wedstryde. Mense wat nie welkom is in Amerika is nie soos ons natuurlik, ja. Dit gaan 'n groot jaar in Amerika wees wat dit aanbetref. Maar wat hy nou hier gedoen het in Venezuela is natuurlik 'n uitbouing van die Amerikaanse buitelandse beleid. En kom ek vat net so 1 minuut, dan gaan ek in die geskiedenis in. In 1823 het 'n Amerikaanse president Monroe, gesê Amerika se belange is in die westelike hemisfeer. Met ander woorde Noord- en Suid-Amerika soos ons dit op die kaart ken. Amerika stel nie belang in Afrika nie of in Europa nie. Maar hier waar ons is by Noord- en Suid-Amerika, dis Amerika se terrein. En dit het eintlik Amerika se buitelandse beleid totaal en al bepaal waar hulle kon inmeng en waar nie. In 1904 het president Teddy Roosevelt, daar was 2 Roosevelts, maar die eerste Roosevelt het toe hierdie Monroe leer aangepas, sodat hy invalle kon loods in Panama en ander Suid-Amerikaanse of Sentraal-Amerikaanse staatjies. En dan in 1933 kom die tweede Roosevelt, wat gewoonlik bekend staan aan sy afkorting FDR, Franklin Delano Roosevelt. Hy kom toe en hy sê nie, wag, bog met die Monroe leer. Dis daarom te beperkend. Kom ons maak dit goeie buurmanskap. So dit word toe die nuwe Amerikaanse beleid. En op grond daarvan kon die Amerikaners deelneem aan die Tweede Wêreldoorlog en so meer. Maar die Monroe leer, naamlik dat Amerikaanse belange lê in Noord-Amerika en in Suid-Amerika, het eintlik altyd onderliggend aan Amerikaanse buitelandse beleid gebrei. En Donald Trump het dit gevat en hy dit ontwikkel in sy buitelandse beleid, soos wat ons dit nou sien ontplooi. Hy verander die naam van die Golf van Mexico na die Golf van Amerika. Hy sê Mexico en al die Suid-Amerikaanse state, hy wil sommer die Panama kanaal terug hê, en jy sal onthou in sy intree-rede verlede jaar,
Jy het gesê in Groenland behoort ook eintlik aan ons. Ja, daar is baie druk op Groenland en goed wat hulle ook. En op Denemarke en al. So hy ontwrig die hele manier hoe ons kyk na buitelandse sake om Amerikaanse belange, ek gaan nou by Groenland uitkom, om Amerikaanse belange te beskerm. Maar die heel eerste is hierdie lande in Suid- en Sentraal-Amerika. Deur Venezuela in te val soos hy gemaak het, in 'n baie uitstekende operasie, as ons militêr daarna moet kyk. Sê ek nou vir jou, niemand in die wêreld kan die Amerikaners namaak oor wat hulle gedoen het nie. Ons moet hulle daai erkenning gee. Dis eintlik vir hierdie jaar belangrik. Indrukwekkend daai masjien wat hulle daar gebou het. 2026 gaan ons twee goed met dophou. In terme nou van die breë prentjie. Amerikaanse militêre mag en hoe hulle dit gaan uitoefen, want hulle is by verre die mees effektiewe militêre mag. Trump wil nou nog die geld wat hulle toeken aan die weermag ook nog verhoog. Ja, met 1,3 triljoen Amerikaanse dollar. Dan tegelyk waar die Amerikaners waarskynlik die sterkste militêre mag het, wat ons tot nou toe gesien het op die aardbol, kompeteer die Amerikaners glad nie met die vervaardigings vermoë van China nie. So China is die wêreldleier in vervaardiging. Niemand kan hom dit namaak nie. En Amerika is die wêreldleier militêr. So ons moet nou sien hoe hierdie twee goed gaan uitspeel in hierdie wêreld van ons. Want met militêre mag, as jy dit het soos die Amerikaners, en die Chinese kyk af, dan kom Taiwan in die spel. Ja. En dit bekommer 'n klomp mense. En dan kyk jy na die Oekraïne en dan sê jy, maar hoekom kan dit nie op 'n maklike manier opgelos word nie? Want wat die Russe daar gedoen het, is hulle die Oekraïne ingeval. Dis waar die oorlog begin het, maar die oorlog kry nie einde nie. En dit lyk of hy gaan voortduur in 2026. Daar word nou wel onderhandel. Kom by die ander NAVO-lande. NAVO het vir mekaar gesê in 1947 toe die Atlantiese Verdrag geteken is. Een vir almal en almal vir een. Dit klink soos die 3 musketiers. Ja. Ons gaan nie ons gaan nie mekaar seermaak hier nie. Toe Donald Trump president word, toe begin die spelreëls verander. Hy begin druk plaas op sy vennote. En hy kry dit reg om hulle te kry om hulle militêre spandering op te stoot. So dit het hy reg gekry. Maar nou is Denemarke een van daai NAVO-lande. En Groenland is 'n semi-autonome, kom ons noem dit dan maar 'n provinsie van Denemarke. Okay. Soos wat die Amerikaners semi-autonome gedeeltes het, daar's San Juan, daar's 'n hele paar plekkies waar die Amerikaanse vlag waai, maar dit is nie formele Amerikaanse staat nie, maar die Amerikaners voer beheer daar. Guantanamo is 'n voorbeeld waar hulle al hulle skelms gaan parkeer. Dis op die eilandjie, dis so op die punt van die Kubaanse eiland, behoort eintlik aan Amerika. Want Amerika het grond gekoop. En met die aankoop wat hulle gemaak het in 1850, het hulle 'n stuk grond gekoop by Denemarke. En toe wou hulle ook Groenland koop. So die idee dat Amerika Groenland wil hê is nie nuut nie. Dit kom al van die vorige eeu af. Ja. Toe sê Denemarke vir hulle, nee, julle kan nie Groenland kry nie. Maar wat ons vir julle wel gee, is onbelemmerde toegang tot Groenland. Julle kan militêre basisse daar oopmaak en so aan. En gedurende die Tweede Wêreldoorlog het die Amerikaners eintlik Groenland beheer. Want Groenland was 'n noodsaaklike landingsplek op pad Europa toe. Want aan die begin van die Tweede Wêreldoorlog kon vliegtye nie in een vlieg van Amerika tot in Engeland nie. Hulle het gewoonlik opgevlieg Kanada toe en dan op Groenland of IJsland, een van die twee, het hulle brandstof ingeneem en dan teruggevlieg Europa toe. So, dit is 'n ou storie. Daar selfs militêre basisse in Groenland wat in 1947 net so gelos is. Hulle staan nog steeds daar, die aanloopbane is daar, die voertuie is geroes en so aan. So Denemarke, om terug te keer nou na die Groenland probleem, wat nou deel is van hierdie groter dilemma, ek sou voorstel dat 'n land soos Denemarke die Amerikaners nader en sê, hoorie, hier's 'n deal.
Trump is mos die man wat met deals werk. Ja. Hier's 'n transaksie vir jou. Groenland is nie te koop nie. Maar ons stel voor, julle sê vir ons watter dele van Groenland wil julle vir wat gebruik. En ons gee dit vir julle in ruil vir iets anders. En nou kan hier 'n baie interessante ruiltransaksie plaasvind of 'n onderhandelingstransaksie. Amerika, jy help ons om die probleem met die Oekraïne uit te sort. Hou op om vir Putin die hele tyd heuning om die bek te smeer. Stop dit. En dan sit ons Groenland op die tafel vir jou gebruik. Ek dink daar is soveel geleenthede om hierdie transaksie uit te werk, maar ons moet nou ook onthou met Trump en die hele storie rondom Venezuela en al hierdie ander goed. 'n Mens moet luister wat Trump sê, baie fyn luister. Jy moet weet dat hy oordryf met groot gemak enige ding, en dan moet jy vasstel watter deel van daai oordrywing is werklik en wat nie. Want uiteindelik doen hy dit om by 'n transaksie uit te kom. En dis waar die afkorting waaroor ek en jy nou al gepraat het, TECO vandaan kom. Ja. Trump always chickens out. Hy kom met 'n groot aanbod, 'n groot tarief. Verlede jaar was die tariefjaar, en dan as jy begin onderhandel, kom dit af. Toe ek en jy die vorige keer oor tariewe gepraat het Switserland 'n 50% tarief gehad. Switserland is terug by 10%. Ja. Wat hy vir al sy goeie vriende gee, nadat hulle kon onderhandel oor sekere goed. So dit is die Trump transaksie. 'n Mens jy moet hom fyn luister, en dan moet jy by die tafel gaan sit, en dan gaan jy op 'n transaksie uitkom. Maar ek dink as jy emosioneel begin reageer op sy oordrywende soort gesprekke, en ek dink daar maak Suid-Afrika aan mekaar foute. Deur die Amerikaners 'n boelie te noem, bring ons nêrens nie. Ek lees in die koerante dat nadat ons die Keniane uit die land geskop het, kyk, Amerika het 'n klomp Keniane gebring om die vlugtelinge en hulle vlugtelingstatus hierdie kant te verwerk, om dan Amerika toe te gaan. En toe skop ons die vlugtelinge uit, want hulle het op verkeerde visums ingekom, toerisme visums. En dit lyk my agter die skerms het ons toe nou moet gaan onderhandel net voor Kersfees, die 23ste Desember, om te sê, goed, ons sal nie verder inmeng met hoe die Amerikaners die vlugtelinge prosesseer nie. Nou dis onderhandeling. Ja. En dis die regte ding om te doen. Maar om van die groot verhore af goeters te skree, En net probeer regverdig jou standpunt, dit of gaan nie. om Iranse skepe en Chinese skepe in Simonstad te hê vir 'n oefening, Jo. in hierdie tyd waar ons slegte verhoudinge met die Amerikaners het, werk net nie. Ons het Amerika nodig. Veel nodiger as wat hy ons het. Want ek bedoel die hoeveelheid, as jy net na landbou kyk, die Ons het wêreld, nie die verwendige olie wat Venezuela het nie. So hulle het ons nie nodig nie. ons moet by daai olie kom. Maar as ek net aan landbou kyk en die hoeveelheid tegnologie wat in landbou is, van 'n DNA, saad, planters, trekkers, stroopers, noem dit. Dis Amerikaanse tegnologie. En landbou in Suid-Afrika kan nie funksioneer sonder 'n behoorlike oop verhouding met Amerika. Die voordeel wat iemand soos iets so Starlink byvoorbeeld kan hê. Ek sien Elon Musk het nou weer 'n boodskap gegee wat hy gepraat het oor die BEE, en hy kan nie eers as 'n Suid-Afrikaner die kom belê nie, so hy het nou weer daar klomp goed gehad, maar weer eens, dis ook Amerikaanse tegnologie. Ja, hy is natuurlik nou weer 'n Suid-Afrikaner, want jy sal onthou in die loop van 2025 het die konstitusionele hof gesê die reël dat jy net een paspoort mag hê is onkonstitusioneel. So Musk wat hier gebore is, kan met groot vreugde aansoek doen vir 'n Suid-Afrikaanse paspoort, en hy sal hom kry omdat hy hier gebore is. Maar ek wil 'n voorspelling maak vir 2026. Voor hierdie jaar uit is, gaan Starlink hier funksioneer. Want wat ons sien met die ANC is twee amper teenstrydighede. Dis nou weer die 8ste Januarie. Hulle hou hulle jaarlikse herdenking. Hulle is nou 114 jaar oud. Dis 'n baie uitdagende jaar vir die ANC, want hulle het 'n verkiesing aan die einde van die jaar, plaaslike verkiesing. Ja, dit lyk nie goed vir dit nie. Die party is besig om uit mekaar uit te val. Maar wat ons sien is dat die beleid, die toepassing van beleid 'n klein bietjie aangepas word. Aan die een kant hoor jy die SHKP en
die opponente van Ramaphosa in die ANC, hulle huil krokodiltrane omdat die beleid aangepas word en daar word toegewings gemaak, maar aan die ander kant is hulle besig om dit wel te doen. En ek dink ons gaan sien dat Musk gaan doen wat die Walmart gedoen het en 'n klomp ander maatskappye, ek weet Microsoft het dit gedoen, dat hulle nie 30% van die company afgee nie, maar dat hulle dieselfde waarde wat 30% sou wees, op 'n ander manier in die land bestee, soos rekenaars aan skole, of soos opleiding van studente, of wat ook al. Jy kan dit op baie maniere doen. En ek dink, dit is die rigting waarin ons met Starlink moet gaan, want ek dink, Suid-Afrika het Starlink bitter nodig. Yes, dit gaan verseker 'n groot impak hê. Ek wil prof terugbring na daai Simonstad storie toe. Dit is vir my nogal 'n bekommernis om dit te sien, veral met ons verhouding met Amerika wat nie op 'n goeie plek is nie. Dit voel vir my amper, toe ek dit lees, my gevoel was, daar's twee kante wat ons kan kies uit hierdie storie. Jy het nie konfliks besig om op te tel. Jy het Amerika, hierdie westerse, jy het hierdie Rusland, China, Cuba tipe, nou nie Cuba nie, maar Iran tipe, maar dit voel ons het nou kant gekies. En ek weet nie of ons, as ons terugkyk oor 5 jaar, of ons die regte kant gekies het, en of ons nou kant gekies het nie. Ek wil eintlik by prof hoor, wat gaan na aan? Kom ons begin by wat het ons om mee saam te speel. Want militêre oefeninge is gewoonlik die simulasie van een of ander event op see. Ons het destyds, toe ons nuwe skepe gekoop het ons hulle in Duitsland gaan koop, en ons het ook Duitse duikbote gekoop. So ons toerusting is Europees. Maar ons toerusting werk nie meer nie. Hulle staan op blokke in die hawens, of hulle is ondiensbaar, of wat ook al. So ons neem nou deel aan see-oefeninge met die Chinese en met Iran, en waarskynlik Indië ook. En dit lyk vir my, al wat ons kan deelneem aan hierdie hele bedryf, is ons kan 'n paar van ons vlooties op hulle skepe sit, net om te sien hoe funksioneer 'n skip as hy nou regtig werk. En dan kan ons van die land af kyk of hulle seesiek raak of nie. die logistiek hanteer. Ja. Ons sou hierdie operasie gehad het in November, maar toe kom die G20. En alhoewel die G20 wat my aanbetref 'n suksesvolle byeenkoms was, is die uitkoms daarvan dat Suid-Afrika nie hierdie jaar deel van die G20 is nie. Poland is in ons plek. Want Donald Trump het gedoen wat niemand gedink het hy kan doen nie, en dit is om die reëls eensydig te verander, die G20 se reëls. Net soos wat hy in Venezuela die internasionale reg eensydig verander het. As jy iemand wil vat, soos Maduro, dan doen jy dit via 'n uitleweringsooreenkoms. Jy gaan haal hom nie net nie, want dit word dan eintlik 'n vorm van ontvoering, as jy dit nou baie banaal wil uitdruk. Maar goed, die Amerikaners het hulle regverdiging daarvoor. Ek dink net hierdie ding wat in November sou gebeur het, hierdie oefening, is nou uitgestel na nou toe, en dit speel in die hande van die Amerikaners. Ons het aan die einde van verlede jaar gehoor hoe senator Kennedy in die Senaat vir die Trump-administrasie vra, julle wil hê Suid-Afrika moet deel wees van AGOA. Maar eintlik is Suid-Afrika nou 'n vyand van Amerika. Want hulle speel met Iran en hulle speel met ons vyande, speel hulle saam. So ons moet baie versigtig wees oor hoe ons dit doen. Ons kan hierdie verhouding te ver druk. En veral in hierdie jaar waar ons nou buite die G20 val, en ons nou onthou volgende week, dan is dit die byeenkoms van die Wêreldekonomiese Forum. En ek weet nie eens of Donald Trump uitgenooi is om die Wêreldekonomiese Forum te gaan bywoon nie. Maar dit is dan naas die G20 en die BRICS-berade waarskynlik die een plek waar die meeste internasionale spelers by mekaar kom. Dis nou korporatief, lande, groepe soos die EU, hulle kom almal by mekaar en hulle praat, en ek dink daar gaan ons vir die eerste keer hierdie jaar hoor, hoe dink hierdie ouens oor wat gaan aan in 2026. Maar soos wat ek en jy tot nou toe gepraat het hierdie jaar, om het nou in goeie Afrikaans uit te druk, hierdie jaar het met 'n bang begin.
anders as wat ons gedink het. Ja, dit was vir my, ja, het nogal vinnig mens weer laat regop sit en gaan kyk oor wat die onsekerheid en natuurlik in die rand gesien speel. Dus dit het oorgespoel na die ekonomiese faktor. Ja, maar jy sou met Waldo al gepraat het. En Waldo, dink ek, sou ekonomies baie duidelik kon uitdruk dat die rand het baie verstewig met die olieprys wat daal, gaan nou weer daarby uitkom. Het Suid-Afrikaners eintlik begin ons hierdie jaar ekonomies op die voorvoet en nie op die agtervoet nie. Brandstof is 'n baie groot deel van ons invoere. Ek dink dis 'n oorheersende deel. Prof nou baie spesifiek wees, want die graanboere gaan nou nie daar saamstem nie. Ekonomie begin op die voorvoet, maar dit het ongelukkig 'n negatiewe effek op graan en neutpryse en al daai tipe goed, ja. Maar wat vir my interessant is van 'n globale perspektief, as daar konflik is in die Midde-Ooste, dan styg die olieprys, vanweer die onsekerheid. En dan gewoonlik daarmee saam styg die goudprys. In Suid-Afrika was nog altyd half in hierdie balanserende posisie. As die goudprys styg en die olieprys styg, dan kan ons die skale so half en half balanseer. reg. Maar die goed het op 'n stadium heeltemal uit balans uitgegaan. Nou val Amerika Venezuela binne, een van die En dis meestal groot olie. produserende lande. Op 'n stadium was Venezuela regtig groot, tot so 10, 15 jaar terug, toe sy infrastruktuur begin in mekaar tuimel. Maar ons weet hy sit op baie groot oliereserwes van 'n baie goeie gehalte olie. En die olieprys daal, dit styg nie. Die vraag is hoekom? Want ek dink wat die Amerikaners hier reg gekry het. Ek wil nie sê dis net olie nie, Johnny, ek wil sê dis oliepolitiek. Ja. Want OPEC is hierby betrokke. OPEC is die organisasie van olievervaardigende lande. In die ou dae was Saudi-Arabië en Iran en Irak groot spelers. Toe kom Rusland by as 'n groot olieproduserende land en Rusland begin die septer te swaai. Met die sanksies wat Amerika toepas op Rusland vanweë die Krim-Skiereiland se inval as ook die Oekraïne se inval, moet hulle nou olie op skelm maniere uitvoer. Hulle kry nog steeds baie olie uitgevoer, maar nou koop lande soos China en Indië dit wat nie sanksies ondersteun nie. En hulle voer ook Venezuela se swaar olies voer hulle uit op skelm maniere. En die Amerikaners het dit nou begin stop. So dis hoekom ek praat van, dis nie net olie nie, dis oliepolitiek. Nou is Rusland, want Rusland en China het baie diep geïnvesteer in Venezuela en nou kan hulle niks met hulle investering doen nie. So hier kom 'n ding oor hoe hierdie oliepolitiek homself gaan uitspeel. Want Indië, wat nou in die laaste jaar of 2 vandat die oorlog in die Oekraïne uitgebreek het, ontsettend baie geld gemaak het. Die Russiese olie te koop en dit te herverkoop. Hulle koop dit teen 'n geweldige premie aan, afslag, en dan verkoop hulle dit op heersende pryse, ten spyte van die sanksies. En China doen dieselfde. En ek dink hierdie ding stuur af op 'n situasie wat ons in die loop van hierdie jaar gaan sien ontplooi. Gaan die Amerikaners dit regkry om die hele Karibiese See gebied so te domineer dat hulle eintlik die oliemark in die wêreld domineer? En jy sal onthou die belangrike sinnetjie wat Trump in sy intrederede gegee het, drill baby drill. Ons gaan nou olie uitvoer. Hoekom doen hy dit? Want in hierdie selfe jaar wat ons nou gaan praat, 2026, is daar 'n middeltermynverkiesing in Amerika, November maand. Die 3de November om presies te wees, die eerste Dinsdag van November. En Trump het die Amerikaners een ding beloof. Hy het vir hulle gesê ek gaan lewenskoste afbring. Nou in Amerika sien jy lewenskoste op die petroltank. Hulle praat van gas, as hulle van petrol praat. As jy daar by 'n gas station kom en jy sien die olieprys is nou onder $2 'n gallon. En hulle gallon is ook nie ons gallon nie, dis 3,7 liter. Ons is 4,5. As daai prys afkom, dan sien die Amerikaners lewenskoste kom af. So ek dink hierdie oliepolitiek, Maduro, al hierdie ander goed, alles speel saam dat Trump in November kan sê, ek het vir julle gegee wat ek beloof het.
lewenskoste het afgekom. So ou moet, as jy na Donald Trump kyk, moet jy hom hoor, jy moet luister wat hy sê, en dan moet jy kyk waarheen is hy op pad. Ek dink, as 'n mens nou gaan ons van buitestanders af in Amerika kyk, dan sien jy al hierdie konflik en hierdie onsekerheid wat hy skep, en dink jy, dis partykeer nie baie goed nie, maar die mense binne in Amerika is nog steeds baie positief oor dat hy die regte besluite neem. Ek het gesien, daar was 'n poll gedoen, en ek dink 75% van die mense is positief dat hy die regte in die regte rigting is. So, ja, mens weet nou natuurlik nie wat gaan gebeur met daai verkiesing, ja, waartoe dit kan gaan nie. Ek het met iemand nou die dag gepraat wat in Amerika bly. Wat sê, toe hy in Amerika aangekom het, Suid-Afrikaner wat daar bly. Toe hy in Amerika aangekom het, was daar baie demokrate en republikeine wat saamgestem het oor goed. Hy sê oor die laaste 10 jaar het dit so verander, dat mense klim uit WhatsApp groepies uit, hulle verander van kerk, hulle verander van gemeenskapsbyeenkomste, oor hierdie die polarisasie in Amerika het 'n wesenlike probleem geword. So, wanneer jy 'n stelling maak soos wat jy nou net gemaak het, wil ek amper vir jou sê, ja, jy's reg, hang af watter TV jy kyk, watter programme jy kyk, en watter poll jy kyk. Ja. Maar dat daar groot gepolariseerdheid in Amerika is 'n feit, en die ander ding is, Donald Trump is 'n unieke verskynsel. Ek dink is een keer in 'n leeftyd dat jy 'n leier kry soos Donald Trump. En dan 'n laaste ding wat ek oor hom wil sê. Ek het in die loop van Desember 'n baie interessante boek gelees met die naam van Furious Minds. Dis 'n vrou wat 'n boek geskryf het om te vra, waar kom MAGA vandaan? Make America Great Again. Wat is die wortels daarvan? Ja, en sy het gaan kyk na wat is die basiese elemente daarvan en waar kom dit vandaan? En dan besef jy, Donald Trump leef in 'n dampkring van mense wat in die Make America Great Again omgewing lewe. Hulle stem almal met mekaar saam. Dan hulle stem saam oor immigrasie, hulle stem saam oor die ekonomie, hulle stem saam dat Amerika dinge moet doen in die Karibiese See en dies meer. So Donald Trump verwesenlik eintlik dit wat in 'n baie groter dampkring aanwesig is. So ek dink 'n mens moet versigtig wees om nie te sê Donald Trump het ABC gedoen nie. Ja, hy is die segspersoon. Hy praat uit sy moue uit. Maar dit kom uit 'n groter ondersteuningsgroep uit. Want hy sou tog nie kon doen as hy nie 'n ondersteuningsbasis het nie. Ek dink nie Donald Trump, as jy hom nou sê hy moet iets skryf, gaan meer as 'n bladsy kan skryf in 'n hele dag nie. Hy kan wel hierdie enorme handtekening maak, maar gewoonlik is hierdie uitvoerende bevele wat hy teken, is 3 of 4 bladsye lank. Dis gedoen deur die administrasie rondom hom. So hy gee eintlik uitvoering, en die vrou maak die bewering in die boek dat Donald Trump was eintlik uit huis uit nooit 'n konservatiewe ou nie. Hy het in 'n demokratiese omgewing groot geword. Hy het laat in sy lewe eintlik 'n republikein geword. En al wat hierdie dampkring gesoek het, hierdie MAGA dampkring, hierdie konservatiewe dampkring, was 'n leier met die regte kenmerke, en Donald Trump is presies dit. Hy's nie bang nie, hy sê, hy's waarskynlik die enigste politieke leier wat in die openbaar bullshit sal sê, of hy sal 'n woord ekonomies finansiëel afhanklik van dit nie, so hy kan, ja. Hy's reguit. Hy het selfs nou die dag, toe hy met die Republikeine gepraat het by 'n Republikeinse byeenkoms, het hy vir jou gesê, julle gaan julle broeke moet optrek van julle enkels af, want julle gaan die middeltermynverkiesing verloor in November. Julle moet nou al begin werk daaraan. Prof, ons nou baie goed gepraat. Wat is die verwagting vir die jaar? Ons het baie onsekerheid internasionaal, plaaslik, verkiesings. Wat se verwagtinge het Prof vir hierdie jaar soos ons nou vorentoe gaan? En Johnny, ek sal by 4 goed hou, net om dit eenvoudig te maak. Ek sou sê die eerste ding is, ons moet baie fyn dop hou wat in Amerika aangaan, met al die verskillende soorte goeders, en ons moet 'n wag voor ons mond plaas, voor ons uitsprake maak oor Amerika. Die tweede ding wat ek dink is, ons moet deurlopend hierdie jaar, gaan ons moet kyk na hoe die politiek ontwikkel op pad na die verkiesing toe, wat ons verwag in November. In die derde plek dink ek, ons moet back and claw hanteer as 'n kritiese faktor. 'n noodtoestand in Suid-Afrika. En die laaste plek dink ek, ons moet
Ons moet vashou aan ons veiligheidsgordels. Van die Madlanka kommissie gaan weer begin sit een van die dae, die parlementêre komitee gaan sit, hoe die polisie geherstruktureer word, hoe misdaad gehanteer gaan word. Hierdie jaar gaan 'n kritiese jaar wees. En ons gaan meer onsekerheid sien van die ANC kant af, meer uitsprake sien, so daar gaan baie meer volatiliteit eintlik van die politieke sektor af. Volatiliteit en lawaai, in Engels noise. En ons moet tussen dit deursny. So ons gaan hierdie jaar probeer om te verwys na die politieke geraas daar buite, maar dan te sê die belangrikste goed is hierdie goed waarna ons moet kyk. Prof, baie dankie. Soos gewoonlik baie insiggewend om met Prof te gesels. En baie dankie vir Prof se bydrae ook en voorspoed vir die jaar wat voorlê. Maar skakel in volgende week. Ons gaan verseker nog nie sê en dan gesels ons verder met Prof Theo oor wat julle nou moet kyk. So baie dankie vir Prof se tyd vandag. Plesier.